Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Jana Marx sluit volgens aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin met die skokkende nuus oor die naweek, die sluipmoord op getuie D. Ja, dit was 'n naweek van hoog drama en baie tragedie. So Marius van der Merwe, hy word getuie D genoem omdat hy voor die Madlanga polisiekommissie getuig het. Hy is Vrydag aand voor sy vrou en kinders vermoor. Hy is getuie D genoem in 'n poging om hom anoniem te hou. Dit het duidelik nou nie gewerk nie. Hy het getuig oor korrupsie en moord in die Ekurhuleni metropolisie. So daar's verskillende bespiegelings oor waarom hierdie met hom gebeur het. Een daarvan is dat Marius, wat ook 'n veiligheidsmaatskappy besit het, gehelp het om 'n informele nedersetting genaamd Plastic City daar in die Oosrand skoon te maak. Die plek was, hulle sê, 'n katnes van onwettige zama-zama mynbedrywighede en ander misdaad. En hy het glo 'n paar weke voor hierdie voorval het hy 'n aanval oorleef wat daarop hom geskiet is. Maar sommiges, en ook president Cyril Ramaphosa, hy sê hierdie hou direk verband met sy getuienis voor die Madlanga kommissie. So Marius en sy gesin het Vrydag aand gaan uit eet, hulle het 8:30 by die huis gekom en hierdie aanvallers het waarskynlik in die bosse vir hulle gewag. Hulle het ook 'n AK-47 by hulle gehad en hulle het op die bestuurderskant van die motor waarna hulle gery het losgebrand. So die vrou en kinders is darm ongedeerd. Maar die naweek het Maloko Kubuyi, sy is die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling. Sy het gesê die owerhede wou beskerming aan hom verskaf weens hierdie plofbare getuienis voor die kommissie, maar hy het gereken omdat hy die sekuriteitsfirma reeds het, dat dit nie nodig is nie. So sy sê ook hulle sal moet herbedink hoe hulle getuienis in hierdie kommissie gaan aanhoor. Die owerhede wou die getuienis eers agter geslote deure hou, maar weens hofsaake het hulle besluit om dit nie te doen nie. Aan die een kant, jy weet, is dit nou, wie wil nie hierdie goed in die geheim gebeur nie, dit moet uitkom in die openbaar, maar aan die ander kant is daar ook 'n prys te betaal waar iets uitkom en 'n naam miskien bekend word. So ja, dit is 'n verskriklike storie en ek dink nie dit is noodwendig positief vir die kommissie wat ook voortgaan nie, omdat daar nog baie mense moet getuig en omdat ons weer die getuienis wat daar uitkom is op die beste van dae is 'n totale nagmerrie om aan te hoor. Jana, deel van die artikel praat ook van die feit dat hy moontlik hierdie week met Yusuf Abramjee sou gepraat het oor die koneksie van politici met zama-zamas. Ja, so hy het uitgelyk na Yusuf Abramjee, hy is mos nou die misdaadaktivis, en hy het ook 'n program op die televisie en hy het gesê hy wil praat oor hierdie ding. Gewoonlik, jy weet, kies mense om nie regtig daaroor te praat in die openbaar nie, net omdat dit, jy weet, so gevaarlik is, die gevolge so gevaarlik kan wees, maar hy het net uitgebrand om te praat. Mense wat hom ken sê hy wou praat en hy het op die ouend uitgereik en ja, so Abramjee sou hierdie week met hom gepraat het. Dis baie tragies, veral vir sy gesin. Nou sê mense, maar hoe het sy naam uitgekom? Maar as jy skelms hoor, jy getuig oor iets waarby hulle betrokke is, dan weet hulle wie daar betrokke was. So dit is dis moeilik om jou identiteit geheim te hou van die mense wat betrokke was by so iets. En ook omdat hulle nie sy stem verdoesel het nie, so hulle het miskien sy naam nie genoem nie, maar jy kan nog steeds hoor wie praat. En enigiemand wat hom al sou hoor, sou ook daai twee bymekaar kon sit. Ja. Ons praat bietjie oor Griekwastad, die Griekwastad-moordenaar. Hy is weer op parool verhoor eersdaags. Hy ontken steeds sy skuld. Hy doen. So die Griekwastad-moordenaar, en ongelukkig mag ons ingevolge die strafproseswet nie meer sy naam noem nie, maar ek dink almal sal onthou, daar's wyd oor hom berig 13 jaar gelede. Net so vinnige terugblik, hy het die Steenkamp gesin op 'n plaas naby Griekwastad doodgeskiet. En hy verskyn weer Woensdag voor die paroolraad by die Appington gevangenis. Hy is nou 29, maar hy was maar net 15 jaar en nog in Great College in Bloemfontein toe hy op Goeie Vrydag 2012 die boer Dion Steenkamp se vrou Christel en haar dogter Martella, sy's 'n skoolier van Oranje Meisies skool gewees in daardie stadium, toe hy al drie daardie mense een na die ander in hulle plaashuis afgemaai het. So 'n bron het aan Netwerk 24 gesê, hy is baie positief oor sy parool, maar hy ontken steeds skuld, soos jy net gesê het. Hy is destyds tot 20 jaar gevangenis of tronkstraf gevonnis weens hierdie 3 moorde, as ook die verkrachting van Martella. En dan is die bewering natuurlik, of die deel van die uitspraak was, dat hy die moorde gepleeg het omdat hy hierdie verkrachting wou toesmeer. So ja.
So, hy is ook in regsveruiteling skuldig bevind, want hy destyds gejok en gesê daar was 'n plaasaanval. En ja, ons het nou maar sien wat gebeur. Dis nie die eerste keer wat hy voor die paroolraad verskyn het nie. Hy het in 2023 voor die paroolraad verskyn, maar sy parool is toe geweier. Maar toe was hy reeds in aanmerking vir parool en hy het reeds 50% van sy vonnis uitgedien. So ons sal nou sien wat nou hierdie keer gebeur. Sou hy uitkom, is daar 'n kans dat hy by 'n voog of 'n oom van hom sal gaan bly. Daar is egter ook bespiegelinge dat hy daar is die berigte van familielede en van mense wat hom ken, wat sê dat hy begunstigde is van die familietrust. So, dit is bietjie van 'n, mens wonder nou, jy weet, wat gaan nou daar gebeur, maar hy mag blykbaar vra om op hierdie plase, want daar was 'n klomp plase in hierdie boedel, of hy op hierdie plase kan gaan werk. Maar ja, ongelukkig mag ek nie die naam noem op die lig nie. Dit is nou maar hoe die wet verander het, maar ek dink nie sy sal sy naam onthou. Ja, verseker. Jana, en misdaadgetuie steeds in Atteridgeville. Ja, nog 'n ding wat die naweek gebeur het. Daar was Saterdag 'n massaskietery in Atteridgeville, dis naby Pretoria, en 12 mense is dood, waaronder 'n 3-jarige kind. So die aanval wat in die vroeë oggendure by 'n onwettige shebeen plaasgevind, 3 gewapende mans het ingestorm en losgebrand op die mense wat daar gekuier het. En volgens die polisie is daar omtrent 25 mense geskiet, waarvan 10 op die toneel dood is en 2 toe nou in die hospitaal. Skieters is nog op vrye voet en die polisie is besig om hulle te soek. En dan klink dit of hierdie 3-jarige kind wat dood is, die kind was van die shebeen eienaar. So die motief is nog nie baie duidelik nie, sover spekuleer mense maar nog, maar hulle sê dat daar 'n moontlikheid is dat die shebeen eienaar is 'n vrou, dat sy die teiken was. Want dit is ook nie die eerste keer wat dit gebeur het en wat die shebeen en hierdie spesifieke vrou geteiken is nie. Volgens die polisie doen hierdie shebeen ook besigheid sonder 'n dranklisensie, so onwettige shebeen. En dan sê Zaan Bosch, sy is die DA se woordvoerder oor gemeenskapsveiligheid in Gauteng, en sy sê daar's al baie lank kommer oor die polisie se versuim om misdaad in hierdie area op te slaan. Ons hoor gereeld, soos jy gesê het, jy weet, dis weer misdaad. Ons hoor gereeld van allerlei aanvalle en dinge wat gebeur in Atteridgeville. Maar sy sê ook die area is glo pikdonker in die nag en die polisie se hulpbronne is maar eil gesaai daarso. En sy sê ook dat dit verder moeilik maak, is die gemeenskap vertrou nie die polisie nie. Weens, jy weet, polisie, korrupsie en al hierdie dinge, en dat mense partykeer dikwels sal stil bly, selfs as die misdadiger in hulle midde is, maar net bloot omdat hulle bang is, of nie, jy weet, die polisie vertrou om hierdie naam op te gee nie. Dit is 'n redelike wettelose area, sê ek uit persoonlike ervaring uit. Dit is 'n gevaarlike stuk. Maar ja, dan moet ons 'n bietjie praat oor die Vrystater wat tragies verongelukke 2 dae nadat hy terug is uit die VSA uit. Ja, dis die 23-jarige Inye Cohen en hy het 3 uur donderdagoggend buite Bloemfontein met sy Toyota Hilux in 'n stilstaande bakkie gebots. So gevaarlik. Dit was op die N1 Noord, daar by Bloemfontein, en jy was skaars 2 dae terug uit South Dakota in Amerika, waar hy die afgelope 8 maande op 'n plaas gewerk het. Daar was ook mense in die stilstaande voertuig, hulle is na die hospitaal geneem. 'n Polisiewoordvoerder het bevestig dat 'n saak van strafbare manslag by die Beinsvlei polisiekantoor geopen is. Maar dit, ek bedoel weer eens, jy weet, 'n ondersoek gaan nie die persoon terugbring nie. En jy was bekend vir sy lewenslus, goeie waardes en liefde vir mense. Almal praat op sosiale media ontsettend mooi van hom. Hy sê volgens sy pa, wat ook op sosiale media geskryf het, sou hy saam begin boer het op die plaas. So die familie het honderde boodskappe gekry van mense wat Inye se karakter loof en die impak wat hy op ander het. Sy is uit 'n 17-jarige sussie Anja en sy kon ook net mooi dinge van haar boetie sê. Ongelukkig is die begrafnisreëlings nog nie bevestig nie, maar baie hartseer. 'n Jong mens in die nag, stilstaande voertuig. Ons weet net hoe ongelooflik gevaarlik dit is. Baie interessant, ek het so ruk terug gewerk met 'n Britse kliënt. Hulle grootste krisis was in Suid-Afrika, want hulle moes nou hierso risiko ontledings se goed doen vir veiligheid van die mense, van crew en so aan. En hulle grootste krisis was nie noodwendig die moord en die misdaad en so nie, maar die padongelukke. Ek dink ons vergeet hoe ontsettend gevaarlik ons paaie is, veral nou dat ons die feesseisoen ingaan. Absoluut, Jana, dis net iets om weer te onthou en ons medely ook met die jongman se gesin. Dis tragies so ook oor hierdie tyd. Sjoe. Jana, dan moet ons praat oor die visums vir Palestynë. Ja, julle sal onthou daar was nou onlangs 2 vliegtye vol Palestynë wat sonder die regte dokumentasie in Suid-Afrika geland het.
wat die regering beweer uit Gaza uitgeflush is. Basies, maar die Engelse woord te gebruik, geflush en eintlik maar gedamp is in Suid-Afrika. So daar's verdere bewering dat 'n Israeliese organisasie agter die reëling sit. Dis nie die Palestynë wat dit self getref het nie. En dit 'n poging is om mense uit Gaza uit te kry en hulle eintlik maar net, jy weet, om Gaza te ontruim. So dit lyk of daar misbruik gemaak word van Suid-Afrika se 90-dag visumvrye reëling vir Palestina of vir Gaza. So Leon Schreiber, hy's die minister van Binnelandse Sake, het hierdie soort visum nou eers stopgesit in 'n poging om te keer dat organisasies dit misbruik om Palestynë eenvoudig net die wêreld in te stuur en in Suid-Afrika toe te stuur. So lyk my hierdie Palestynë net nou vinnig weer terugdink. Hulle het 'n eenrigting kaartjie gehad. Hulle mag nie eens bagasie by hulle gehad het nie en dat hulle ook nie regte dokumentasie gehad nie. Hulle weet wat julle wat reis dat as jy by douane aankom, moet jy ook kan wys, jy weet jy gaan op hierdie dag en datum gaan jy uit die land uit weer. Dis waar jy gaan bly, is jy adres en hulle het geen van daai goeders gehad nie. So Suid-Afrika het wel gesê dis nie dat hulle nie Palestynë wil hê nie. Hulle het wel gesê dat hulle almal wat weet reg aansoek doen, die regte prosesse gaan se dokumentasie se aanvaar en prosesseer of so prosesseer liewer en dan kyk of dit aanvaar kan word. Maar Schreiber sê net Suid-Afrika sal nie deel wees van 'n soort komplot om mense uit 'n land uit te kry of van hulle ontslae te raak as het ware nie. Dit is soos jy sê 'n kwessie, daar is 'n manier van goed reg doen. Ja, en ons almal moet dit reg doen. Dit is ongelukkig goed dit is. Dan Menzi Simelane, hy is in, hy is uit, nou is hy nog steeds in. Hoe werk dit? Ja, dit is nou weer groot goed wat aan die einde van die jaar so gebeur het, wel almal begin afskaal en dis natuurlik onderhoude vir die nasionale direkteur van openbare vervolgings wat dan nou hierdie week sal plaasvind. So ja, Menzi Simelane is weer in die ry. Steeds in die ry, weer in die ry. Terug in die ry, ja. Simelane is een van 6 mense op hierdie kortlys vir die pos. Uit 32 aansoeke. Shamila Batowie, sy's op die oomblik aan die hoof daar of aan die stuur daar. Sy tree in Januarie af. Van die ander, en mag ek maar sê meer belovende kandidaate, is hoof van die NVG se ondersoekdirektoraat, is Andrea Johnson, en haar voorganger Hermione Cronje is ook daar, sê ek nou amper Hermione Granger. Simelane is voorheen as hoof van die NVG deur die voormalige president Jacob Zuma aangestel, maar die konstitusionele hof het hierdie aanstelling ongedaan gemaak, omdat die hof 'n prima facie saak gehad het dat Simelane oneerlik was. Dit daar gegaan dat hy vir die pos aansoek gedoen het destyds, terwyl daar 'n hangende saak teen hom was om hom van die rol te laat skrap. So, ja, Menzi Simelane het nog steeds baie drome en ideale, ons gaan nou sien hoe hierdie gebeur. Die onderhoude sal begin met, ek dink dit begin met Johnson, met Andrea Johnson, het sal eindig met Simelane. Dit slaan my stom, dat onderhoude vir die hoogste pos so lukraak gegee word. Hoe kan iemand wat oorweeg is om geskraap te word van die rol, nog steeds vir onderhoude vir die hoogste pos enigstens oorweeg word? En ek wil sê die hoogste pos wat die laaste stop is van besluite oor wie vervolg word. Die laaste bastion. Die laaste een. Die persoon wat besluit wie gaan vervolg word en wie nie. En ek bedoel, ons onthou waar daar al voorheen kandidate in daai pos was, jy weet, vaste aanstellings in daai pos was, baie obskure aanstellings, wat op die ou end soveel vervolgings nie deurgevoer het nie, omdat hulle gespik het onder politieke druk, of omdat hulle daar strategies geplaas is deur politici, om sekere politici, jy weet, vry te spreek van goed en hulle eintlik maar bietjie te help, so bietjie, jy weet, baantjies vir boeties. Wie ook al hierdie pos kry, moet onwrikbare morele kredietwaardigheid hê. Absoluut. Dis hoekom ek ook, jy weet, ek gooi absoluut my gewig agter Andrea Johnson of Hermione Cronje, wat voorstanders is van hierdie onafhanklikheid en weet vas staan in hulle beginsels. No. Sjoe. Jana, dan Afrika is byna 'n kwart van sy biodiversiteit kwyt. Ja, is 'n skokkende maar nogal eintlik 'n interessante studie. So Afrika suid van die Sahara, en dit sluit ons nou in, het sedert pre-industriële tye onrusbarende 24% van sy biodiversiteit verloor. Dis nou plante en diere en so aan. Met veral die groot soogdiere wat die ergste deurgeloop het. En hierdie is navorsing wat laasweek in die vaktydskrif Nature verskyn het. Julle sal die naam gesien het. So die navorsing is die volledigste beoordeling van biodiversiteit wat tot dusver vir hierdie streek gedoen is. En groot soogdiere waaronder olifante, leeu's en verskeie wildsbokke
dat hulle is die studie wys dat die afgelope 300 jaar met selfs meer as 75% van hulle historiese bevolkingsgetalle afgeneem. Dit is ontsettend baie. Volgens die navorsing spruit hierdie verlies hoofsaaklik uit habitatvernietiging, omdat mense wil boer, is landbou wat uitbrei, onvolhoubare oesvlakke. So ek wil ook sê, dit is nie noodwendig boerdery wat die probleem is hier, dis die onvolhoubare boerdery wat die probleem is. Intensiewe veeboerdery en onvolhoubare oesvlakke. En die navorsing wys ook dat hierdie biodiversiteitsverlies nie oral dieselfde lyk nie. So groot diere soos olifante en leeu's het die grootste terugslag ervaar, terwyl sekere plante weer beter aangepas is by die versteurde omgewings. Hulle het byvoorbeeld net 10% van hulle getalle verloor. In Sentraal-Afrika is dit nog relatief oukei, want daar is baie vogtige woude wat bietjie van die impak van die menslike impak teenwerk. In Wes-Afrika was daar egte groot afnames, veral in woude en savannas, en dit is dan veral daar waar landbou praktyke dan nou 'n groot tol-eis. En die skerpste daling is interessant in Nigerië en Rwanda. Ons weet daar's baie mense wat graag Rwanda toe gaan om die gorillas te gaan kyk. Maar daar was die grootste afnames daar ook weens gewasverbouing of dan nou boerdery wat dan nou nie reg verbou word nie. So ja, baie interessant, maar ook op 'n ander manier baie tragies om te sien hoe die natuur ons afneem. Ons weer is ook nie net vir ons eie gebruik en vir ons eie genot nie, maar ook vir buitelandse toerisme baie belangrik. En ek dink dit is belangrik om baie keer net daai statistiek net bietjie weer te hoor. Ook ons het verlede week juist oor die jagluiperd gepraat. Ons sê mense neem so vanselfsprekend dat ons biodiversiteit alra gaan wees, maar dit is nie altyd so nie, né? Absoluut. Jana, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie. Dit is Jana Marks, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.